Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag se woordspieëloordenkings vanuit die Ou Testament kom uit Levitikus hoofstuk 4. Tema is onvolmaakte hoëpriesters en ek lees vir jou vers 3. As die hoëpriester sondig en so die hele volk skuldig maak, moet hy 'n jong bul sonder liggaamsgebrek vir die Here bring. Gaan lees gerus hierdie hele hoofstuk wat gaan oor die hoëpriester en die offers van skuld wat gebring moet word, maar onder die ou verbond het die hoëpriester die hele volk voor God verteenwoordig. Natuurlik was hierdie nou menslike hoëpriesters waarvan ons hier praat, wat mense was, net soos ons, en wat ook sondaars was. Daarom moes die hoëpriester eers vir homself offers bring en versoening doen voordat hy vir die volk voor God versoening kon doen. Dit was die aard van die tydelike onvolmaakte sisteem omdat die priesters onvolmaak was. Inteendeel lees ons hier dat as die hoëpriester sondig, dan word die hele volk skuldig voor God, want die hoëpriester verteenwoordig die volk. Sy stand dra oor na die volk toe. In die brief aan die Hebreërs in die Nuwe Testament verduidelik die skrywer van hierdie brief vir ons dat Jesus die volmaakte hoëpriester is. Hy is baie beter as die priesters onder die ou verbond, omdat hy nie vir homself aanhoudend offers hoef te bring, van versoening hoef te bring nie, want hy sondig nie. En hy staan nooit skuldig voor God nie. Hy is volmaak, hy is sondeloos. En daarom was dit vir hom ook net nodig om eenmalig 'n volmaakte versoenoffer te bring vir die mensdom, die mense vir wie hy teenwoordig. Dit was nie vir homself nie, dit was vir die mense wat hulle geloof in hom plaas. Net eenmaal hoef hy 'n offer te gebring het. Omdat hy die totale mensdom volmaak verteenwoordig, dra sy status van geregtigheid nou oor na die hele mensdom. In hierdie geval van Jesus dra sy skuld nie oor nie na ons toe nie, soos wat die Ou Testament priesters, hoëpriesters die geval was nie. Sy geregtigheid dra oor na ons toe. Sy versoening. Elkeen wat hom aanvaar as hulle hoëpriester. Jesus is my volmaakte en enigste hoëpriester. En hoe wonderlik is dit nie dat ons hierdie volmaakte hoëpriester het en dat sy stand oordra na ons toe as ons hom aanvaar en ons geloof in hom plaas en met hom vereenselwig, soos wat ons gister van gepraat het, hom as ons hoëpriester. Hy is nie net ons offer nie, ons sonde offer nie, hy is ook ons hoëpriester. Hoe wonderlik is dit nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die volmaakte hoëpriester is. Dankie dat ek geregverdig is as gevolg van U geregtigheid. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou tot volgende keer.